Goeiemôre manne. Dis lekker om so saam te wees vanoggend. Ja. Ons het by die kerke welsyn afdeling vir julle manne wat ek sien wat nie baadjies het nie, ons deel dit verniet uit. Ek worry oor julle, joh. Ek moet julle 'n staaltjie vertel. Ek land in 'n gemeente wat verskriklik tradisioneel was en dis in 'n warm dorp. Ek gaan niks sê nie. Dis net vrek warm daar. Dis warm. Dis 38 grade, 40 grade. En nou sit 'n kerkraadvergadering. Ek trek 'n klomp sandals aan en 'n kort broek en 'n T-shirt want dis hoe ek is. Ek nie heilige klere nie. Nou kom ek daar aan en my tesourier was een van daai wat ek uit die hel gebore is. Hier's daai ou het ons gas gegee. En hy kom maar aan met sy donker pak en 'n das. Jy weet, en dis regtig, ek dink is 38 grade in die aand en hy sê vir my ek het nie respek nie en goed en ek sê vir my dis warm man. Hy sê is nie warm nie, weet ek sê ek is nie te dom om warm te kry nie. So moenie dom wees en koud kry nie, weet jy. Ek wil met jou verder praat. Ek het verlede week met julle gepraat oor twyfel. Twyfel wat gebeur. Twyfel as ons na die Bybel helde kyk, het hulle oomblikke van twyfel beleef. Elia het 'n oomblikke van twyfel beleef. Abraham het getwyfel. Jona het getwyfel, Dawid het getwyfel. Jesus het gesê, wat gaan nou aan? Wat is nou besig om te gebeur? So geloof en twyfel loop hand aan hand en almal twyfel soms en dan moet ons leer wat geloof is en dan kyk ons na kerke wat geloof verkondig op hierdie stadium en dan dink ons, ons skiet te kort. Jy weet, ek kan nie praat soos die ouens praat nie, ek kan nie dit doen soos die ouens dit doen nie. En ek wil vanoggend so 'n bietjie met jou oor geloof praat en die eerste ding wat ek in jou hart wil vasmaak is, geloof is nie 'n formule nie. En dis belangrik, want ons hoor die prediking rondom geloof as formules. Jy moet 'n punt A, 'n punt B, 'n punt C, en as jy punt B dryp, jy weet dan, ek het nou iewers weer verkeerd gepraat, of ek het iewers verkeerde sin ingesit. Ek het 'n ou, hy soos autocorrect op jou foon. As ek 'n sin sê en ek sê 'n verkeerde woord, dan maak hy daai woord vir my reg. Jy kan dit nie so sê nie, jy weet. Ek sê vir hom autocorrect is af by my, moenie worry nie, ek is okay. So geloof is glad nie 'n formule nie en dan dink ons wanneer ons twyfel, diskwalifiseer die Here ons en dan's die hele proses in sy maai in. So iewers het ek nou 'n verkeerde keuse gemaak of 'n verkeerde manier geglo volgens wat ek dink dit behoort te wees en nou is die proses verby want ek het iewers, waar staan dit in die skrif? En ek dink dis wat belangrik is en ek gaan dit 'n paar keer vanoggend vir jou sê. Waar staan wat ons glo in die skrif? En dan het ek verlede week 'n statement gemaak en gesê twyfelaars is soms van die grootste ontdekkers. So ek wil jou vat op 'n ontdekkingsreis vandag. Ek wil bid dat die Here my sal help om iets vanoggend in jou hart vas te maak, 'n stukkie teologie vas te maak rondom geloof wat jou gaan help. En dan is daai famous en ek kan nou nie oor geloof praat sonder die famous deel in Hebreërs 11 nie, maar ek gaan nie daaroor teach vanoggend nie, ek wil dit net daar uitgooi. Die Hebreërs skryf, hy sê, wat is geloof dan? Hy sê, dis 'n vaste versekering van die dinge waarna ons uitsien. Geloof is 'n vaste versekering na die dinge waarna ons uitsien. En dis die eerste ding wat ek in jou hart wil sit, is dat, as jy voel jou geloof het jou gedrop, of as jy voel die dinge werk nie uit nie, moet nooit ophou uitsien nie. Manne moet nooit ophou droom nie, moet nooit ophou hoop nie, hou altyd vas aan dit, en dan sê hy wat inderdaad sal gebeur, is 'n bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Juis op grond van hierdie geloof, wat hulle aan die dag gelê het, word daar positief oor die mense van vroeër getuig. En nou gaan ons na dieselfde mense kyk, as jy Hebreërs 11 gaan lees, ek gaan nie daarop ingaan nie. Dieselfde ouens wat ek verlede week aangehaal het, wat getwyfel het, word daaroor in die Bybel geskryf, hulle was geloofshelde. Dieselfde ouens wat deur oomblikke gegaan het, wat onder 'n besembos gaan lê en sê ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil nie meer bestaan nie, is hier aangehaal. Dieselfde ou wat gesê het, ek weet nie of ek God nou moet help met hierdie proses en aangejaag het, gelieg het en 'n kind verwek het en is die ou wat hier aangehaal word. Omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek
God deur net 'n woord te spreek. God spreek 'n woord, dis nie jou woorde nie, dis nie jou formule nie, dis nie jou proses nie, dis God wat werk. En iewers moet ons dit weer in ons harte vasmaak. Dit wat ons nou kan sien, dis nie 'n sigbare dinge ontstaan nie. Ek hoor die manne praat, ek hoor manne praat en dan kom sien manne my, dan sê hulle, ek het nou nie so groot geloof soos jy nie. Ek lees dit nie, ek kry dit nie, ek vind geloof in die Bybel. Ek vind geloof wat eintlik klein is in die Bybel, mosterdsaad geloof. Ek kry geloof in die Bybel van ouens wat sê, ek glo nie, maar help my Here en die Here is daar. Jy sien, ons moet kyk, ons het baie keer meer geloof in ons geloof as in die God wat dit wil doen. Ons het hierdie geloof in ons geloof, dat ons het 'n formule, en as ek die formule reg kry, gaan die Here werk. As ek die formule, baie keer staan ons in die pad van die Here met ons formules. Want ons het hierdie formules wat ons dink moet geloof. Ek het eerder 'n ander ding wat ek vanmôre in jou hart wil bring, en ek hoop daarvan iets resonate in jou hart. Ek wil met jou praat oor geloof wat geoefen word. Ek en jy moet by 'n plek kom waar ons net verhouding het. Ek en jy word genooi om op enige stadium van ons lewens, enige stadium, enige plek in jou donkerste oomblik, word ek en jy genooi om te begin glo, om God te vertrou en daardie geloof te oefen. En dit vat oefening. Dit vat hierdie ding van, yes, ek moet net, en dit is nie hierdie formule nie, ek moet net God bly vertrou. En ek hoor die Bybel praat nie van in geloof die wenne doen nie, maar hy praat van om te volhard, om te bly grind, om te bly opdaag, om te bly doen. Dis die tipe geloof waarvan in Hebreërs gepraat word. Dis nie ouens wat 'n formule gewen het nie, dis ouens wat bly opdaag het, wat bly vertrou het, en dan sit baie keer bid ek, en dan sê ek, Here, help my in my ongeloof, maar ek oefen om te begin glo. Die ander deel van ons geloof is ons laat ons kop spasie al die vrae vra en ons wil dit self antwoord. Ons vra van, maar Dani, ek het geloof, maar daar's ek nou in 'n storm. Ek het geglo en daar gaan my besigheid. Ek het geglo, ek het langs my swaarste bed 2 weke terug gestaan en regtig gebid dat die Here sy liggaam moet aanraak hier in Kloof Hospitaal, en ons het hom gister begrawe. Ok, dis nou dalk 'n tip vir julle, moenie laat ek vir jou kom bid as jy siek is nie, maar sorry, dit was nou stupid. Alright, so die vraag is, hoe glo ek? Hoe glo ek dat die Here kan werk in my lewe, en hoe glo ek dat die Here my deur hierdie goed kan help en kan vashou? Nou, ek wil vanoggend so 'n bietjie hier inhaak by Jakobus. Jakobus 1 vanaf vers 2 sê, my liewe broeders en susters, wanneer julle in alle rande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Nou, daai deel sukkel ons almal mee. Hy sê, julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter einduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees, en julle sal niks kort kom nie. Hier's die ding, en ek dink dis die eerste stukkie, verskoon my, van ons geloof wat ons moet verstaan. Ek wil vir jou net, ons het so in Christendom 'n fatalistiese geloof. Party ouens sal sê, vanoggend is die manne hier wat jy moet wees. Ek is dankbaar vir elkeen van julle wat hier is, elke ou wat aanlyn ingesluit is, maar daar's 'n klomp manne wat vanoggend nie hier is nie wat hier moes wees. Jy sien, ons wil baie keer fatalisties wees. Nou, ons bid vir 'n ou en hy gaan dood, en dan sê ons, dit is maar die wil van die Here. Ek dink nie dit is die wil van die Here dat 'n 60-jarige man moet doodgaan nie. Dis die gebrokenheid van hierdie wêreld. Verstaan jy, ons moet weer verstaan waaroor dit gaan. Ons sal sê, mense, ek het 'n kind uit 'n kerk uitgeloop waar 'n predikant gepreek het, ek moes die ter aarde bestelling doen, dit was nie gemeentelede van my nie. Nou sit ek in die kerk en hierdie dominee preek, en hy sê, hierdie 7-jarige dogtertjie is maar 'n blommetjie wat die Here vir hom kom pluk het, hy pluk mos die mooiste blomme, toe staan ek op, loop ek uit die kerk uit. Ek kan dit nie glo nie. Die Here vermoor nie kinders nie. Die Here verwoes nie jou huwelik nie. Die Here vat nie 'n besigheid by jou weg nie.
Partykeer gaan ons besigheid dood, omdat ons stupid besluite neem. Miskien moet ons dit begin glo. Jy sien die vyand gaan rond, en Leon het dit aangehaal, dit staan hier in my notas. Die vyand gaan rond, as jy 1 Petrus gaan lees, soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Kom ek remind jou, en ek gee min ligtheid aan die duiwel, maar kom ek remind jou, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy sal kyk of hy jou lewe kan verwoes, hy sal kyk of hy jou huwelik kan verwoes, hy sal kyk of hy jou kan gebruik om jou huwelik te verwoes. Hy gaan kyk of hy jou kan stupid besluite maak om jou besigheid in mekaar uit te gooi. Hy sal kyk of hy jou kan gebruik om 'n kerk uit mekaar uit te skeer. Dis die vyand. En dan kom ons en ons het hierdie fatalistiese geloof en sê dis maar die wil van die Here. Dis nie die wil van die Here dat jy nou deur 'n moeilike tyd gaan nie. Maar wanneer jy in moeilike tye is, dan is ons happy nie oor die moeilike tyd nie. En dis waar ons geloof in kom, maar oor die een wat by ons is. Die een wat saam met ons stap, die een wat deur al hierdie goed, wanneer ons geloof getoets word, by ons is. En dan kom ons by baie dinge, en ons sê altyd, of baie keer, dan sê ons, maar dis die Here wat my geloof toets. Dis nie altyd die Here wat ons geloof toets nie, dis baie keer 'n stikkende wêreld, wat ons gaan roep om te sê, wat glo jy? As jy langs 'n sterfbed staan, dan moet jy vir jouself die vraag kan antwoord, wat glo ek? Glo ek dat God goed is, ten spyte van die verlies wat ek nou het? Glo ek dat die Here my nie sal los nie, al gaan ek deur die donkerste oomblik van my lewe? So, ek dink ons moet ons geloof net weer 'n bietjie gesond kry. En weet wat doen geloof? Geloof vat nie vrees weg nie, maar geloof wen vrees. En dit maak dat ons anders na die lewe begin kyk en anders begin werk. Nou gaan Jakobus verder en hy sê, in hierdie gedeelte, hy sê, vra vir God, as jy nie kan agterkom wat jy moet doen nie. Nou daar is die eerste tree na geloof. Ek wil vanoggend prakties wees. Wanneer ons by goed staan, is dit nie ek moet geloof uitsprake die heeltyd maak nie. Weet wat het Jesus gedoen? Hy het wonderwerke gedoen, hy het dooies lewendig gemaak, siekes genees, hy het wonderwerke gedoen. Maar die geheim in Jesus se lewe, hy sê, ek sê en ek doen niks wat ek nie my Vader hoor en sien doen nie. Ek en jy moet hierdie vers begin in ons lewens inbring. Vra na die wil van die Here. Sê vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek hier doen? Nee, maar ons het hierdie, nee Here, wat wil U hê moet ek doen binne in hierdie situasie? En dan gee hy die antwoord. Hy sê, die Here sal jou eenvoudig die wysheid gee en jou nie verwyd dat jy gevra het nie. Ek het al dit gedeel en ek sal dit aanhou deel. Ek sal bitter min in my lewe sê die Here sê. Ek het daai les geleer vroeg in my lewe. Baie ons kom net, die Here sê, die Here sê, die Here sê. Ek bly weg. Ek sal hoogstens sê as ek die wil van die Here reg verstaan. Want as ek die Here sê, maak ek die deur toe dat iemand anders in my lewe inspraak kan gee. Maak ek die deur toe dat ek gekorrek kan word. As jy vir my sê die Here sê, ek het al hoeveel ouens gehad, kom sê hulle vir my die Here sê ek moet dit doen, dan bly ek stil. Ek staan terug. Ek kan ons nie teen die wil van die Here nou gaan praat nie. En ek weet voor my heilige siel, dis die wil van jou hart, man. Dis die wil van jou denke. So dan kom hy en weet wat doen die Here? Dis nie hierdie magtige openbaring nie. Die Here gaan vir jou wysheid gee om die regte besluite te neem. So geloof is nie altyd hierdie magtige ding nie. Dis 'n stuk wisdom. Dis net staan terug. Dis tree toe. Dis saai hier. Dis hê lief daar. Dis dien hier. Dit is die eenvoudigste antwoorde soms wat ons vind as jy vir die Here vra vir wysheid. Dis nie dat jy elke keer met hierdie wysheid hoenderpuisies en hare kry wat regop staan nie. Dis 'n innerlike wysheid. Dis net 'n eenvoudige woord wat in jou hart begin inkom en jy kom agter, ek moet hierdie ding anders benader. En hy sê en dan wanneer jy bid, moet jy vertroue hê dat God jou sal antwoord. So wat doen geloof? Is geloof, ek klim uit die bus uit en ek maak net al hierdie geloofsuitsprake, my besigheid gaan regkom, my kerk gaan nie is dit geloof? Weet wat geloof is? Partykeer shut up en bly stil. Gee God 'n kans. Gee God 'n kans om 'n proses in jou lewe aan die gang te sit. Partykeer wanneer ons in hierdie moeilike tye kom, gaan dit meer oor die vorming wat hier binne in my plaasvind, as oor die uitkoms
van al die goed waarvoor ek rondhardloop en rondskarrel. Ons moet leer om partykeer net stil te word. Ander kere is dit, ek en jy moet uitklim en in die kruit klim en begin veg. Dit is soms geloof om net uit te klim en te sê, ek gaan in die kruit klim en veg. Ek spot nou die dag met 'n ou, ek sê vir hom, dit lyk vir my of die Here my in 'n 15 ronde fight ingerooi het in hierdie kruit, maar die duiwel het die klok gesteel, jy weet dit hou net aan. Ek gaan in die kruit bly. Ek gaan in die kruit bly. Meneer, dis wat geloof vir ons sê. Ek en jy sê ons is in hierdie ding in, en agter dit louter vreugde skryf Jakobus, hy sê, wees bly as jy in alle beproewings val, I'm gonna stay in this. Ons kwit nie, ons gee nie op nie, dis wat geloof is. Geloof sê, ek gaan nie ophou nie, ek gaan nie in die kruit uitklim nie. As die klok dan nou skynbaar weg is, gaan ek die Here bly vertrou, en as dit rof bly om my gaan ek bly vertrou kom. En daar's altyd, in die koninkryk is daar altyd die woord, maar en nogtans. Daar's 'n maar God. En ek wil dit vanmôre in jou hart vasmaak. As jy voel ek is lam, die rondes is te veel, dan is daar 'n maar God. En daar is 'n nogtans. Nogtans sal ek die Here loof. Nogtans sal ek die Here vertrou. Daar's altyd 'n relentless roep na die Here en 'n vashou. Ons kry hierdie buitestemme wat baie praat, wat kritiek lewer en partykeer is dit jou vrou, partykeer is dit jou broers, partykeer is dit die kerk, partykeer is dit daai op die kansel wat praat asof alles goed gaan, maar in sy lewe gaan dit ook nie altyd goed nie. Ek het 'n ding gelees van Theodore Roosevelt. Hy sê dis nie die kritikus wat tel nie. Dis nie die man wat uitwys hoe sterk jy is en hoe jy struikel, of hoe swak jy is en jy struikel nie, of hoe jy dit anders kon gedoen het nie. Dis die ou wat in die arena staan en bly baklei. Dis die ou wat in die arena staan en sê ek gaan nie kwit nie. Ek gaan nie opgee nie. Ek gaan nie opgee totdat die Here vir my sê staan terug nie. Ek gaan nie opgee en ek gaan nie uit hierdie kruit uitklim totdat ek weet dit is die wil van die Here nie. En hy kom met 'n eenvoudige antwoord, wysheid. Wysheid in jou hart, sê hy, om die verskil in jou lewe te maak. So manne, ek wil jou uitnooi om net te bid, en dit het ek al 'n paar keer vir julle gesê. Al brom jy, al knor jy, al is dit net 'n eers Here, ek kry swaar, of eers Here, ek weet nie hoe nie, hou net aan bid. Dis geloof. Geloof is net 'n stem na die Here toe, is net daai ou wat sê, ek weet nie self nie, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet daar's U, en ek weet U sal dit doen. Dit gaan nie oor of ek die regte stem bid, of die regte stem toon het, of die regte woordeskat het nie. Dit gaan, hier's dit. Dit gaan oor connectedness. Ek wil jou uitnooi. Bly connected met die Here. Bly net praat. Bly net knor, bly net brom, hou net aan, moenie ophou nie. Dis wat ons emosioneel by mekaar hou, maar dis wat ons geestelik by mekaar hou, en dis wat ons aan die lewe hou, is net om connected te bly met Hom wat groter is as alles. Wie wat doen gebed? Gebed is daai vertroue. My dogter hoef nie een keer vir my 'n lang sin en 'n lang verduideliking te gegee as sy in nood was nie. Ons het in ons huis kodewoorde gehad. So as sy my bel, was daar 'n kodewoord, dan sy kom vir my daai woord sê tussen maatjies, en dan het ek geweet sy het my nodig. En dan is dit eenvoudig, waar is julle nou, waar laai pa jou op? Dis so eenvoudig soos dit. Dis net 'n kodewoord, dis net, Here, hier is ek. Dis dit. Dis nie, nou moet ek eers uitfigure hoe die geloof moet klink en wat is die regte formule en het ek die regte hoeveelheid gegee en die regte hoeveelheid gedoen nie. Waar kom ons daaraan? Luister menere, die lewe sak partykeer. Partykeer begrawe ons mense. Partykeer moet ons 'n besigheid toemaak en afsluit. Partykeer moet ons oorbegin. Maar in alles is daar 'n maar God. Jy sien, ons dink die maar God is dat alles moet verander na hoe ek dit wil sien. Maar partykeer is die maar God, die Here is by my en hy los my nie al gaan ek deur die hel van die lewe.
En dis wat geloof is daai vertroue, dat die Here, vaste vertroue, die Here is by my, en ek sal die goedheid van die Here sien. Nou kom die Hebreërs skrywer en hy sê, kom ons hou styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak, en hy sal doen wat hy beloof het. Nou kom ons, en dan sê ons, die Here het beloof, dat ons 'n ander kar gaan kry, of die Here het beloof dat die besigheid dit, waar staan dit? Weet jy wat het die Here beloof? Die Here het beloof, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. As jy deur die vuur gaan, sê die Here, is ek by jou. As jy deur die storm gaan, is ek daar. As jy deur die dal van doodskaduwee gaan, is die Here by jou. Dis wat hy beloof het. Ons mis dit. Ons mis dit dat die Here gesê het, ek sal nie op jou kwet nie. Ons wil hê die ander kant moet waar wees. Die groot kar moet in die garage wees, die groot kontrak moet inkom, maar die Here sê, partykeer in hierdie wêreld, met die keuses wat ek en jy maak, en wat ander mense maak. Ek was in 'n besigheid betrokke, waar ons een oggend net die rekenaars aangeskakel het, en dit was nogal op die 1 April, toe ons die rekenaars aanskakel, 35 miljoen weg. In een aand het daai ou dit so verduister. Dog die ander chom van my, dog hy maak 'n grap met my, ek kry hierdie semi-hartaanval, ek wil beswyk, sê vir hom, waar is al hierdie geld heen? En hy sê, nee, ek het nie 'n grap gemaak nie, hy kom by die rekenaar, toe sit een van ons vennote, hy en sy vrou weg met die geld. Ons het gebid, ons het geroep, daai geld het nie teruggekom nie. Maar weet jy wat, hier staan daar nie? En die Here het vir my gedra. Die Here het my herstel. Verstaan jy, dis die goed wat ons moet aan vashou. Dis wat ek jou vandag wil encourage. Ons wil baie keer sê, geloof gaan maak, dat die uitkoms altyd anders gaan wees. Die uitkoms gaan partykeer nie anders wees nie, maar weet jy wat, ek gaan anders wees, want my geloof het gegroei. Ek weet die Here bly getrou. Daar is daardie hoop in ons, manne, ons moet dit weer vasmaak. Daar is 'n hoop hier binne in ons, dat die Here ons nie gaan drop nie. Daar's 'n hoop hier binne in my, dat iewers gaan ek deurkom en aan die ander kant uitkom, en hou jou geloof, hou jou hoop lewend, en doen werke, klim uit, doen goed, geloof, sien nie eers nie, en dan doen hy later nie. Hoor gou hier, terug na Hebreërs 11 toe, omdat hy geglo het Abraham, toe God hom wou dood, sy seun as dit ware klaar geoffer. Hoor hierdie woord, ons mis dit. Abraham het as dit ware, weet wat beteken dit? God het gesien, sy mind was daar, ek sal my seun op die altaar sit, ek sal die mes insit, ek gaan die vuur maak. Dis enorme geloof. Dis daai, die Here gaan daar wees. Die Here, onthou nou, jy moet verstaan, Isak was die belofte van die saad, van volke wat sou kom, van die verlosser wat sou kom. En Abraham kom en hy sit, die enigste iets wat hy het, wat die saad is, die enigste iets het, wat die saad is, van die belofte, hy is bereid om dit op die altaar te sit, en hy het as dit ware hom klaar geoffer. Ja, hy wou sy enigste kind offer, die man wat God se beloftes ontvang het, aan wie gesê is, Isak is die seun uit wie die nageslag sal gebore word. Hoor nou, hier is die ding wat my hart aangegryp het toe ek dit hierdie week lees. Hy het daarop gereken dat God sy kind selfs uit die dood sal opwek. Meneere, partykeer dink ons, die goed wat ons beleef is die dood. Ons dink dis finaal. Ek sal nooit vergeet nie, hoe COVID begin, en ek is deur 7 jaar van 'n moeilike huwelik gewees op daai stadium, moeilike 7 jaar. En ek is by die kerk besig met 'n permit, nou maak ons kospakke en ons kook kos vir mense en om na mense toe te ry. En my skoonseun bel my en hy sê vir my, pa, daar's 'n trek lorry by jou huis en ek besef wat aangaan. Nou is dit COVID, die mense kom nie kerk toe nie, ek gaan deur 'n egskeiding gaan. Ek weet hoe die kerkwêreld dink en werk met egskeiding. Ek sien net dood. Vir 'n oomblik staan ek daar en daar's geen asem in my nie. Ek sien net, dit kan nie wees nie, en dan sit hierdie ding van, okay, dan sit nou maar klaar. Ons deel nou maar kospakkies uit, en as
ons weer vergadering kan nou en by mekaar kom, is dit nou maar klaar. Weet wat? God is in staat om dit wat dood is lewendig te maak. Amen. Dit lyk nie soos wat jy dink dit moet lyk nie, maar dit is baie keer groter as wat God wil leef, omdat God dit anders wil hê. Baie keer maak God iets lewendig uit dit wat jy gedink het is dood en is groter as dit is. Leon, Wingman gaan groter wees as wat jy ooit gedink het. Amen. Glo dit met my hele hart. Ek glo ons gaan manne bereik in Pretoria. Hierdie plek gaan te klein wees vir daai ding. Hy het daarop gereken dat God sy kind selfs uit die dood sal opwek. En in 'n sekere sin het hy hom terug uit die dood ontvang. En dis 'n mooi sin daai. Hier's dit. God gee vir Abraham die opdrag, sit jou seun op die offertafel. Hy vat die vuur, hy vat die mes, hy vat hom soontoe. En eintlik was hy klaar geoffer gewees. Abraham het klaar die offer gedoen. En dan sê hy, hier's dit, dis verby. En dan uit 'n sekere sin maak die Here die hele ding van Isak weer lewendig. In 'n sekere manier, hoor nou, in 'n sekere manier kan God dit wat jy dink in jou lewe dood is, weer vir jou lewend maak, op 'n ander manier, nie op jou prentjie nie, op my prentjie nie, maar op God se manier maak hy dit lewendig, en dan is dit groter as wat ons ooit gedink het, dit sal wees. Geloof, en hier's die ding, en ek weet nie hoe om dit uit te druk nie, ek het gister gesit, en dan loop ek weg van my rekenaar af, en ek het net 3 sinne hier geskryf, ek wou iets groot daarvan maak, want ek weet nie hoe om dit in woorde om te sit nie. Geloof maak eenvoudig God net weer God. Geloof maak God net weer God. So ek weet nie, maar u weet. Ek is klein, u is groot. Ek verstaan nie, maar u verstaan. Geloof maak God net weer groot. En ek weet, God kan net 'n woord spreek. Ek weet, God kan in een oomblik, dis dalk 10 jaar in jou lewe, dis dalk 20 jaar in jou lewe, dis dalk een mislukking na die ander mislukking. Bly vertrou en hou daai hoop vas dat God kan in een oomblik alles verander. Hy spreek 'n woord, God spreek 'n woord en die wêreld verander. En weet wat doen geloof? Geloof bly net saad uitsit. En ek praat nie net van geld nie, ek praat van saad uitsit. Geloof plant bome waaronder jy nie gaan sit nie. Geloof hou net aan stap met goed wat, ek verstaan nie hierdie dinge nie, ek gaan net aanhou dit bly doen, ek gaan net aanhou om God te vertrou, want hy's groter. Want weet jy wat vind ons in Hebreërs, en ons vind dit duidelik in Hebreërs, hy sê in Hebreërs 11, hy sê, weet jy wat, hierdie geloofshelde, hy mention hulle, hy mention Abraham, hy mention al die groot name, hy sê, en van hulle het nie alles ontvang wat hulle geglo het nie. En jy het dit vanoggend genoem, omdat daar iets groter is. Nou is ek nie 'n religious ou nie, julle moet my nou fyn uitluister. Manne, ek en jy wil al hierdie instant vervulling sê, ons wil al hierdie vinnige antwoorde hê. Ek bid baie, dan sê ek, Here, help my dat net my karakter en my menswees na u beeld en na u gelykenis kan wees. Dan maak hierdie goed, aardse goed, en quick fixes, en al die uitkomste wat ek en jy wil hê, min saak. Een van die beste goed is nie die wil van die Here nie, my egskeiding, luister mooi, ek sê dit kategories, ek sê dit op skerm, dit sal daar bly, was glad nie die wil van die Here nie. Maar die goeie wat daar uitgekom het in my karakter, dat ek kon wegdraai van dis sy en dis sy en dis sy, en ek kon kom by 'n plek, en ek het dit vir julle in my eerste sessie vertel, hier's ek, Here, verander my, bou in my lewe in, dat ek u man kan wees, wat u wil gebruik onder manne en onder die samelewing, dan sit alles die moeite werd. Ons moet oefen om te bly loop in geloof. Ons moet oefen om in alles ons hoop op die Here te plaas. En ek gaan dit herhaal. As ons hoop in die Here plaas, beteken dit nie dat die uitkoms moet lyk soos wat ek hom in my kop het nie. My hoop is in die Here dat daar is die maar God.
Daar's altyd die maar God. Daar's altyd die bad God, en wanneer God ingryp, dan vat hy 'n ding wat dood lyk, en wat jy gedink het, as dit net so kan lyk, gaan dit oukei wees, en nou lyk dit nie so nie, en partykeer sit ons klaar met die antwoord, want dit lyk nie soos ons antwoord nie, en daar's iets groter, daar's iets anders wat die Here wil doen, en hy sê, ek moet net bly hoop. Handelinge 2 vers 26, gee my nog 5 minute, dan is ek klaar. Hy sê, dis hoekom my hart bly is, en my tong jubel, omdat ek hoop, leef ek rustig. Manne, as jy bly hoop, word jy rustig. Ons is in 'n massive grondtransaksie, is baie druk op my op die oomblik, en so tyd terug, terwyl ek bid, nou sê ek vir die Here, dis hoe die uitkoms moet lyk, dis hoe die uitkoms moet werk, dis hoe dit moet gebeur, en ek beleef daai fluister. Beleef 'n fluister in my hart wat sê, jy kyk na getalle en syfers, terwyl ek met iets anders besig is. En dan lyk dit nie soos wat ek het wil hê nie. Weet wat wil ek vir jou daarmee leer is, vir dae, vir weke, vir maande, eintlik al vir 2 jaar, hardloop ek die syfer ding die heeltyd. En dit maak my dood. En dit maak dat ek met tye twyfel, waar's die Here? Dat ek die vraag al gevra het, waar's die Here in hierdie saak? Want ek kyk na die syfer, maar as ek kyk na die bron, dan kom daar 'n rustigheid in my. So daai ding wat jy voel, ek kan nie meer nie, my kop ontplof, hou op om na die uitkoms te kyk, kyk na die bron. Vertrou die Here, vertrou dat hy in een oomblik 'n woord kan spreek. Vertrou die Here dat, al lyk die uitkoms nie soos wat ek het wou gehad het nie, gaan ek die Here vertrou, want geoefende geloof is wat moet gebeur. Geloof moet geoefen word. Ek en jy moet in die kruit staan. Ek en jy moet sê, al gebeur wat, ek gaan die Here vertrou. Al lyk die uitkoms nie, die geloof is nie die uitkoms nie, die geloof is my bron. En dit maak my rustig. Julle het hierdie storie al gehoor, almal vertel hom anders, maar dis 'n storie wat die ouens vertel. En ek dink ek het hom al hier vertel. Daar word vertel van hierdie skilder, wat noem jy dit, 'n galery in Italië. En dis hierdie galery wat hierdie bekendes werke uitstal. En al hierdie werke is hier voor, en een van hulle, en julle ken dalk van die storie, en die tema, hulle sit mos 'n tema op vir 'n goeie skildery en goed, en hierdie tema van hierdie skildery is 'n skaakbord, en die tema is skaakmat. En daar word vertel, hierdie skaakmeester kom staan voor hierdie prent, en hy kyk na al die skildery, en hy staan voor skaakmat, en hy kyk die prent so, en hy raak opgewonde, en hy gaan roep die kurator van die galery, en hy sê vir hom, kom hier's fout met hierdie skildery. Hy sê, jy moet hierdie skilder hier kry. Hy sê, nee, die skilder is hier. Al die skilders is hier by hierdie funksie vandag. Hy sê, kry die skilder hier, ek wil vir hom ietsie sê. Hy sê, jy moet die tema van hierdie skildery verander. Dis nie skaakmat nie. En sy woorde was, the king still have one move. En vanmôre moet jy dit hoor. The king still have a move. Dis ons geloof. En daai move gaan dalk nie lyk soos wat jy hom wou hê nie. Maar die vrug van daai move gaan jou lewe transformeer. My huwelik is nie gered nie. Maar die move wat die Here in my lewe gemaak het, was so 'n groot transformasie in Dani se lewe, dat jy kan my nie stil kry. Amen. En mag jy vandag hoor, the king still have one move. Kom ons sluit ons oor vir 'n paar oomblikke. Daai saak, daai ding wat jy voel, ek's in die kruit. Voel vir jou, my klok is weg, is gesteel. Gee hom nou vir die Here, maar op 'n kinderlike manier, onvoorwaardelik, hier is dit. Jou huwelik, jou finansies, jou besigheid, jou bediening, jou menswees, dalk stikkel jy
Jy voel die Here help jou nie met hierdie verslawing in jou lewe nie, en jy kan met niemand daaroor praat. Jy voel al, daar's 'n stuk sonde wat jou doodmaak, en jy sê, Here, help my net, gee net daai een, hier sit nou, hier is jou oomblik nou, gee hom net so vir die Here, sê, Here, hier is ek. Ek vertrou U. Ek is nie 'n touchy ou nie, maar ek wil jou vandag vra, sit net jou hand op iemand naby jou. Dat die ou langs jou net kan weet, hy's nie alleen nie. Voor jou, of agter jou. Kom ons doen dit. Sit sommer jou hand so op by ou voor jou. Dankie dat ons nie alleen is. Dankie dat U getroue liefde vanoggend met ons hier afspraak maak om te sê, ek het nog 'n move, niks het my uit oorlê nie, niks is groter as wat ek is. Ons kom vandag met ons man wees, met dit wat hier binne in my kop maal en waarmee ek sukkel en wat die goed om my dalk ten hemele skree op hierdie oomblik. Ons vertrou U. Ons vertrou U. En ons nooi U in, en ons vra U vir wysheid. Help ons om nie uit te gaan en die goed verder op te voeter nie, maar help ons om met wysheid, met wisdom terug te stap in ons huise, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons werksplek, in ons besigheid, in ons finansies. Geef ons daai wysheid, daai insig en help ons om dit getrou te doen en U te vertrou, want U is die gewer ook van ons geloof. Dankie vir hierdie manne, ek bid dat U hulle sal beskerm. Ek wil die guns en die seën oor hulle uitspreek in hierdie oomblik, Here. Ek wil bid dat daar uitkomste gebore sal word vanmôre in harte en in lewens en in huise, in finansies en besighede. Ek bid dat U goedheid en die guns, wysheid in ons denke sal inblaas, Here, dat ons verstom sal staan oor die goeie besluite wat ons na vandag neem. En dan wil ons dit verklaar, al sien ons nie die uitkomste nie, weet ons, daar's iets groter. En om saam met U en by U en saam met U te stap in hierdie wêreld is groter as al die mensgemaakte uitkomste wat ons kan hê. Seën hierdie manne in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. 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 Dankie manne, mag die Here julle seën. Amen. Bring 'n paar vriende saam volgende week. Maak seker, jy bring nog vriende saam, hier is nog plek. En anders sit ons al op julle skoot en dan werk ons lekker daarmee. Die Here seën julle.